Hallo daar en baie welkom by 'n sak vol stories. Vandag se storie kom al die pad uit Rusland uit en die naam daarvan is Baba Yaga. Maar hierdie is nie 'n baba soos wat ons dit ken nie. Nee, Baba Yaga is 'n ouma. Partykeer noem 'n Afrikaanse kind hulle ouma Oumi. 'n Engelse kind noem haar sommer Granny of in Xhosa of Zulu noem hulle 'n ouma partykeer Gogo. Nou Baba is in hierdie geval die Russiese of Slawiese woord vir ouma. Maar hierdie ouma Yaga is nie 'n gewone oulike gawe ouma nie. O nee. Is jy reg vir die storie? Wel, hier gaan ons. Baba Yaga. Eens op 'n tyd was daar 'n man en 'n vrou wat baie graag 'n kindjie wou hê. Maar hulle het nooit enige kinders gehad nie. Op 'n dag het die vrou 'n groot houtstomp geneem en in 'n baba wiegie neergelê, net om te voel hoe dit sou voel om 'n kindjie te hê. En die wiegie heen en weer begin wieg en daarvoor begin sing. Na 'n rukkie kyk sy af en sien dat die stomp arms en bene gekry het. Oorstelp van blydskap het sy weer begin sing en wieg. En toe sy weer kyk, was daar in plaas van die stomp 'n pragtige klein seentjie in die wiegie. Die vrou het die kind opgetel en hom grootgemaak as haar eie seun. Sy het hom Peter genoem. Op 'n dag, toe hy groter is, trek Peter sy jassie aan en roei in 'n klein bootjie uit om in die rivier te gaan visvang. Kort daarna stap sy ma na die wal van die stroom en roep hom: Peter, Peter, bring jou bootjie nader aan die wal. Ek het vir jou 'n koekie gebring om te eet. Toe sê Peter vir sy bootjie: Bootjie klein, dryf 'n bietjie nader. Bootjie klein, dryf 'n bietjie nader. Die bootjie dryf tot by die wal. Peter kry die koekie by sy mamma en dryf weer uit om verder vis te gaan vang. Soos die toeval dit wou hê, het Baba Yaga 'n skrikwekkende ou heks in die bosse daar naby weggekruip. Sy het alles gehoor wat tussen die vrou en die kind gesê is. Toe die vrou weg is, wag Baba Yaga 'n rukkie, gaan na die wal van die rivier toe en kruip daar weg. Toe roep sy: Peter, bring jou bootjie na die wal, want ek het nog 'n koekie vir jou gebring. Maar toe Peter haar stem hoor, grof en hard, het hy dadelik geweet, dit moet Baba Yaga wees. Hy sê toe: Bootjie klein, dryf 'n bietjie verder. Bootjie klein, dryf 'n bietjie verder. En die bootjie dryf al hoe verder weg, ver buite Baba Yaga se bereik. Die ou heks het gou agtergekom iets is fout en sy storm toe na die dorp se grofsmid. Nou, 'n grofsmid maak gewoonlik dinge uit yster uit, maar Baba Yaga het 'n ander plan gehad. O grofsmid, roep sy. Smee vir my 'n mooi fyn stem en doen dit gou of ek sit jou in my vuisel en maal jou stikkend met my stamper. Die smid was doodsbang. Ja, mevrou, wat ook al jy sê, mevrou.
So gou as wat hy kon, maak hy vir haar 'n mooi, fyn stem. En Baba Yaga gryp dit en hardloop terug na die rivier. Sy kruip naby die wal weg en roep met haar nuwe stemmetjie. Peter, Peter, bring jou bootjie na die wal, want ek het vir jou nog 'n koekie om te eet. Peter dink dit is sy ma en hy sê vir sy bootjie, bootjie klein, dryf 'n bietjie nader. Die bootjie dryf toe tot by die wal. Peter kyk rond, maar hy sien niemand nie. Hy wonder waar sy mamma kan wees en klim uit die bootjie om haar verder te gaan soek. En net daar gryp Baba Yaga hom en hardloop met hom deur die woud tot by haar huis. Sy sluit hom in 'n hok agter die huis toe om hom daar te hou totdat hy vet genoeg is om te eet. Intussen sit Peter se ma by die huis en wag dat hy van die rivier af terugkom. Ek wonder waar hy kan wees. Uiteindelik gaan sy hom soek. Sy kry sy klein bootjie waar dit leeg teen die wal staan. En oral rondom dit sien sy Baba Yaga se voetspore in die sand. Die bome en bosse se takke is stikkend soos sy deur die woud gehardloop het, met Peter in haar arms. Ek het dit geweet, roep die vrou. Daardie heks het my klein seentjie ontvoer. Ek moet hom red. Sy vat dadelik die pad en gaan soek na Peter. Sy stap en kom uiteindelik by Baba Yaga se huis aan. En dis geen gewone huis nie. Die huis staan op lang, dun voëlpote, soos 'n groot hoender of kalkoen, en draai in die rigting wat die wind waai. Peter se ma klop versigtig aan die deur. Hallo? Baba Yaga maak oop. Wat soek jy hier? Vra sy. Soek jy werk? Ja, antwoord die vrou. Ek is net 'n arm vrou wat werk soek. Het u iets vir my om te doen? Die heks frons. Kom in, Sê sy. en maak my huis skoon. Maar moenie rondloer nie, anders sal jy dit berou. Die vrou gaan in en begin die huis skoonmaak, terwyl Baba Yaga haar towerkragte inspan en oor die bos wegvlieg. Nadat die heks weg is, sê haar kat vir die vrou. Gee asseblief tog vir my 'n bietjie kos. Ek is skoon uitgeteer van die honger. Hier is vir jou 'n koekie, sê die vrou. Die kat val weg en eet sommer dadelik alles op. Ek weet hoekom jy hier is, Sê die kat. Jy soek die seentjie Peter. Hy sit in 'n hok agter die huis. Jy kan hom nie nou al help nie. Na ete, wanneer Baba Yaga aan die slaap raak, kan jy haar oë met dik, stroperige molasse toesmeer, sodat sy dit nie kan oopmaak nie. Dan kan jy saam met die kind ontsnap. Toe Baba Yaga terugkom, vra sy, So, het jy in my huis rondgesniffel en geloer? glad nie mevrou, antwoord die vrou. Baba Yaga gaan sit en eet al die kos op die tafel, bene en al. En raak sommer net daar aan die slaap. Sy snork verskriklik hard.
Die ma vat toe 'n handvol molasse, dik, swart, taai, klewerige goed en smeer dit oor die hek se ooglede. Daarna hardloop sy na die hok toe. Peter, Peter, my arme Peter. Sy maak die hok oop, laat hom uit en saam hardloop hulle deur die bos weg, terug huis toe. Baba Yaga slaap lank. Uiteindelik gee sy 'n lang gaap en sy word wakker, maar sy kan nie haar oë oop kry nie. Hulle sit styf vas van die molasse. Sy raak woedend, stamp rond en brul van woede. Ek weet wie dit gedoen het, Skree sy. en sodra ek my oë kan oopmaak, sal ek julle agterna sit en julle aan flarde skeur. Maar Peter en sy ma het reeds veilig by die huis aangekom. En wat Baba Yaga betref, sover ek weet, is sy nog steeds besig om te stamp en te skree en te probeer om die molasse uit haar oë uit te vee. Daar's sy, wat 'n lekker storie. So bly hulle het vir Baba Yaga ordentlik ore aangesit, né? Gepraat van ore aansit, ken jy die uitdrukking? As iemand vir iemand ore aansit, beteken dit hulle het hulle uitoorlê of geflous. Ander woord het ons gehad, dit was grofsmid. Ons weet nou 'n grofsmid of net 'n smid is iemand wat goeders maak, maar eintlik net uit yster en ander metale. Ek is nie so seker of ene regtig 'n nuwe stem kan maak nie. Dan was daar stamper en vysel. Nou deesdae gebruik mens sommer 'n speserymeel om jou peper en koriandersaad en allerlei ander goed wat in kos ingaan mooi fyn te maak. Maar in die ou dae is 'n stamper en vysel gebruik. Die vysel is die bakkie waarin jy jou speserye sit en die stamper is letterlik die swaar ding waarmee jy alles fyn stamp daar binne. Ek hoop jy het sommer nog 'n woord of twee geleer en dat jy die storie saam met my geniet het. Tot volgende keer, onthou om ons te volg hier waar jy luister of laat 'n kommentaar op die storie om te sê waarvan jy die heel meeste gehou het. Tot volgende keer, Arrivari.